Hey Kaleria, dis lekker om weer saam met jou te kuier en ek is opgewonde oor vandag en ons begin met 'n nuwe reeks met die naam Identiteit. En ons praat oor dit wat in jou lewe aan die gang is en dit wat jy glo oor jouself. Nou ek onthou, ons het in 'n huis groot geword met 'n baie lang gang. En onthou jy toe jy nog bang was vir die donker? En ek sal nooit vergeet nie, my pa of my ma het my baie keer gestuur om iets te gaan haal in een van die kamers. En dan was dit altyd 'n storie, want ek wou nie alleen gaan nie. Dan moes ek my broer vra om saam met my te gaan, en ons wou nooit alleen stap nie, want die donker was daar. En dan op 'n stadium, en skraap jy nou die moed by mekaar, as my broer nou nie wil saamgaan nie. En dan gaan jy na die kamer toe, kry wat jy moet kry, en ek onthou die ligskakelaar was redelik ver in die gang in. So, as jy hom afgesit het, dan was hierdie lang donker gang hier voor jou, en wat verby al die donker kamers gehardloop het. En dan het jy jou moed by mekaar geskraap, en die ligskakelaar afgesit, en dan hardloop jy vir al wat jy werd is, net om terug te kom in die leefarea waar die lig is. Want jy was so bang, iets kom uit die donker uit en gryp jou. En ons praat oor leuns in jou lewe, wat ons begin glo, en hier's die realiteit, as jy notas neem, moet jy hierdie neerskryf. 'n leuen wat geglo word as die waarheid, en aanvaar word as die waarheid, sal jou hele lewe beïnvloed asof dit waar is. My vrees vir die donker toe ek klein was, het my lewe beïnvloed. Dit was vreesaanjaend om in die aande aan die slaap te raak. Jy wou nie in daai gang instap nie, so daar het fisiese goed gebeur met my. Ek moes hardloop na die lig toe, want ek het geglo daar's iets in die donker. En dalk onthou jy so iets. Maar dit is 'n storie van toe ons klein was. Maar soos wat ons ouer word en soos wat ons deur die lewe beweeg, glo ons sekere goed in ons lewens wat ons lewens beïnvloed asof dit waar is. En dis nie altyd waar nie, dis baie maal leuns. En die vyand gebruik hierdie leuns in jou lewe om iets van jou identiteit, van wie God jou geroep het om te wees, te steel. En in Johannes 8, vers 44, die B-gedeelte, lees ons wat Jesus sê oor die duiwel. Hy sê dit: wanneer hy ook al leuns verkoop, praat hy volgens sy innerlike oortuiging, omdat hy 'n leienaar en ook die vader daarvan is. Dit is wie hy is. Hy bring leuns na ons lewens toe. En hierdie leuns het die vermoë om ons lewens te verwoes en te vernietig en in 'n rigting te stuur wat ons nooit regtig beplan het om dit te gaan nie. En in hierdie volgende paar weke wil ons 'n paar van hierdie leuns kom oopkrap en die lig op dit skyn. Want hier is wat Jesus sê oor homself. Johannes 8 vers 32 sê: en julle sal begryp wat die waarheid beteken, en die waarheid sal julle vrymaak. Wanneer ons in die waarheid van Jesus Christus leef, is dit asof al lig aangaan in ons lewens, en die leuns wat ons begin glo, die goed wat ons oortuig van is in ons lewens, kom na vore en ons sien dit vir wat dit is, dat dit net 'n leuen is, dat dit net iets is wat ons geglo het, en dit het dalk ons lewens beïnvloed in die manier hoe ons optree, dit het dalk verhoudings kom verwoes, dit belemmer dalk jou vooruitgang, selfs professioneel, dit belemmer jou verhouding met jou kinders, of jou man, of jou vrou, of jou familie, want ons leef baie maal leuns wat ons glo. En ek gaan dit weer vir jou sê, 'n leuen wat geglo word en aanvaar word as die waarheid, sal jou lewe beïnvloed asof dit waar is. En dit waaroor ons vandag met jou gesels, wat ek met jou wil los, is die een leuen wat die vyand baie maal vir ons kom gee, is hierdie volgende leuen, is dat ek moet sterk wees. Dis 'n oortuiging in baie van ons lewens, is ons moet sterk wees, ons kan nie swak wees nie. Jy moet sterk wees, en daar's 'n paar plekke waar ons glo ons sterk in moet wees. Die eerste een is ons glo baie keer ons moet emosioneel sterk wees. Jy moet net dit by mekaar hou, maak nie saak wat om jou gebeur nie. Big boys don't cry. So jy mag nie huil nie, jy mag nie 'n swakheid wys nie, jy moet dit by mekaar hou, jy moet weet dat jy sterk is, en hoe sterker ons kan voorgee wat ons is, hoe beter voel ons baie keer oor ons vermoë om sterk te wees. Maar wanneer jy huis toe gaan, dan voel jy baie keer die leemte. En jy moet sterk wees. Ons voel ons moet emosioneel sterk wees vir mense wat swaar kry, ons moet sterk wees vir onsself, ons kan nie toelaat dat die lewe bietjie druk op ons plaas, ons moet dit net by mekaar hou. Ek weet nie of jy met dit kan vereenselwig nie, maar ek kan. Ek voel baie keer, ek moet net sterk bly, ek moet net sterk staan, ek kan nie nou huil nie, ek kan nie nou breek nie, ek kan nie nou goed doen nie.
Maar dis 'n leuen. Die tweede plek waar ons baie maal voel ons moet sterk wees, is ons moet voorsienend sterk wees. So met ander woorde, ons moet voorsien. En dis hierdie gedagte dat jy moet voorsien vir almal om jou. Jy moet alles bymekaar hou, en dalk gebeur dit by die huis. En jy voel dalk goed soos, as ek nie goed by die huis aan mekaar hou nie, as ek nie hierdie goed doen nie, as ek nie seker maak daar's kos in die yskas en dit goed skoon is en dat was goed gedoen is en dat daar geld is om goed te koop en ek moet sterk wees en ek kan nie toelaat dat iemand sien ek sukkel nie. Ek is die ene wat moet voorsien. Ek is die een wat as dit nie gebeur nie, gaan niks gebeur nie. 'n Ander plek waar ons 'n leuen glo van sterk wees, is ons moet geestelik sterk wees. Nou hierdie is een wat ek persoonlik baie sterk voel. In my rol as leier by Kaleido, is dit nogal een wat gereeld hier by my kom vassteek. En veral in my lewe, wanneer mense my vra wat ek nie die antwoord van ken nie, dan is die versoeking daar om 'n baie mooi slim teologiese antwoord te gooi om my nie weet weg te steek. Maar ek moet geestelik sterk wees. Ek moet daar wees. Ek moet die antwoorde hê. Ek moet presies weet wat aangaan in die skrif en elke liewe vers in die hele Bybel moet ek mos eintlik uit my kop uit ken. Ek wens dit was waar, maar dis nie die geval nie. En dalk deel jy met dit. Dalk voel jy ek moet sterk wees geestelik vir mense om my. Ek moet die antwoorde hê. Ek moet weet wat die Here sê. Ek moet weet waarheen my lewe gaan. Ek moet die gees van die Here hoor en dit kan volg. Ek moet sterk wees. Of dalk voel jy moet professioneel sterk wees. In jou werk, in die plek waar jy jou lewe verdien of jou geld verdien. En dis dalk bietjie dieselfde gevoel as wat jy partymal by die huis het. Dis as ek nie die werk doen nie. As ek nie besig is om die goed te doen nie, gaan niemand anders dit doen nie. Ek is die een van wie alles afhang. Almal om my sukkel, so ek moet net daar wees, ek moet sterk wees, ek moet die een wees wat sterk is. En ons voel baie keer hierdie druk, hierdie pressure van ek moet sterk wees. En dan wanneer jy swak voel, dan kastei jy jouself amper en sê nee, maar jy kan nie swak voel nie. Jy kan nie nou so voel nie. En ons forceer ons gedagtes en ons forceer ons lewens in 'n rigting. Maar hier is die realiteit. Jou krag is beperk. Elkeen van ons se krag is beperk. Ek hou baie van houtwerk. Ek spot altyd as mense my dalk bel en ek's besig om hout te saag of iets te doen met hout en hulle vra vir my wat doen jy? Dan sê ek doen Jesus se werk. Want hy was 'n timmerman. En ek hou van houtwerk, maar daar was 'n tyd in my lewe waar ek regtig met baie beperkte gereedskap gewerk het. Alles moes met die hand gebeur. En alhoewel dit baie vervullend was, het goed lank gevat. Dit was harde werk om met die hand elke liewe dingetjie te doen. Ek onthou nog, my eerste boor, was 'n boor wat ek by my oupa gekry het. Dit was nog 'n handboor wat jy so gedraai het, en dan boor jy gate met daai handboor. En dit was vervullend, maar dit het jou moeg gemaak. En toe soos dat ek ouer word en begin uitbrei en begin goed aankoop, toe begin ek power tools kry. En vandag, wanneer ek werk, vat goed wat my gewoonlik 2 ure gevat het, vat my nou 10 minute. Ons het almal bietjie hulp nodig, want ons krag raak iewers op. Ons krag is nie volhoubaar nie, ons sterkte raak min. Iewers hou jou krag op, en jy kan vir baie lank, baie goed werk en baie hard in 'n rigting beweeg, maar partymal voel jy dalk onbekwaam en jy voel maar, hoekom is ek so swak? Hoekom gaan goed nie vorentoe nie? Hoekom beweeg goed nie in die rigting wat ek gehoop het? Want die Here het vir my beloftes gehad en alles, en dan voel ons partymal sleg oor onsself, maar ek wil vir jou sê, partymal kom jy net aan die einde van jou krag. En die Bybel praat daaroor. Jesaja 40 vers 30 en 31 sê, selfs jong mense raak uitgeput en afgemat. Baie jong mense struikel en val. Maar die wat hulle hoop op die Here stel, sal nuwe krag kry. Hulle vlieg hoog soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal loop en nooit vermoeid word nie. Nou hierdie gedeelte is baie interessant. As jy na die oorspronklike taal gaan kyk, daai woord wat hy gebruik, jong mense raak uitgeput, is dit eintlik 'n atletiek term. Hy praat van atlete. Hy praat eintlik van ouens wat op 'n Olimpiese vlak deelneem. Hy sê hierdie fikse, sterk jong mense, selfs hulle raak moeg. En ek wil vir jou sê, ek kyk na my kinders, 10 en 13 jaar oud, en ek is absoluut verbaas oor die hoeveelheid energie wat hulle het.
As ek net 'n kwart doen van wat hulle doen, dan is ek dood. Ek kan nie meer loop nie, ek hyg na my asem en dan staan hulle en dink, "Papa, hoekom wil jy nie nog saam speel nie?" Maar selfs hulle op 'n punt raak moeg. En hier's wat die woord ons leer. Hy sê, as jy op die Here vertrou, dan doen jy iets. Jy sweef soos 'n arend. Nou, as jy 'n bietjie dink aan 'n arend en hoe hy vlieg, hy fladder nie rond soos 'n mossie en klap sy vlerke en is baie besig nie. Hy sweef. Dis effortless. Dis nie moeite nie. En dis amper hierdie beeld wat die Here by jou wil los. Hy sê, iewers gaan jy aan die einde van jou krag kom. En daai leuen wat die vyand vir jou sê, dat jy moet sterk wees, dit lei jou na 'n plek toe, waar jy moeg is. Waar jy dalk sleg voel oor jouself. En hy sê, as jy op my vertrou, gee ek vir jou nuwe krag. En ek dink, dis 'n baie gepaste gedagte vir hierdie tyd van die jaar. Ek het net vanoggend vir iemand gesê, hierdie jaar kan nou maar klaar kry. En ek weet nie of jy dieselfde as ek voel nie. Party jare voel net lank, party jare voel net, kan jy net klaar kry? Kan ons net 'n oomblik kry om asem te haal? En ek besef, soos wat ek met jou praat, en vanmôre met 'n gesprek met iemand, ek is hierdie jaar so 'n bietjie aan die einde van my krag. Ek is moeg. Ek het moeite hierdie jaar gehad. Ek het gefladder en ek het rondgehardloop. Maar as ek inkoop in die leuen, dat ek moet heeltyd sterk wees, dan bereik ek hierdie punt waar ek nie meer krag het nie. Gelukkig in my lewe het ek al geleer dat wanneer ek desperaat raak, wanneer ek gestres raak, wanneer ek begin voel dinge raak te veel, dan het ek een plek om heen te hardloop. En dis by die Here. Hy herstel jou krag en hy herstel nie net jou krag nie. Want hier's die realiteit, jou krag is beperk. God se krag is onbeperk. God het nie einde aan sy krag nie. En daarom het ek 'n vraag vir jou vandag. Waar is jy swak? In watse areas van jou lewe is jy swak? En dis nie 'n slegte ding nie. Want hier is die waarheid wat die Here ons probeer leer uit sy woord uit. Is daar 'n swakheid wat jy moet omhels. Wanneer jy 'n sekere swakheid in jou lewe het en jy kan dit omhels, dan gebeur iets anders. Ek onthou waar ek by een van my coaches sit en ek vra 'n retoriese vraag en ek het die storie al baie keer gebruik, maar ek vra vir hom en ons het 'n gesprek oor bewus wees van wat binne in jou lyf aan die gang is en wat in jou hart aan die gang is, en is jy bewus van wat in jou gedagtes in die gang is jy bewus van wat mense om jou doen en wat hulle sê, en is jy in tune met dit wat aan die gang is? Ek vra vir hom die vraag, so sê my, is ek onbewus? En dit was vir my 'n retoriese vraag, want ek het aangeneem, hy gaan vir my sê, ja, jy is totaal en al bewus, jy weet presies wat aangaan. En ek sal nooit vergeet nie, hy vou sy arms en hy sit terug in sy stoel, en hy kyk vir my met so 'n halwe glimlag en hy sê, jy is so onbewus. En ek was so kwaad in daai oomblik. Hoe durf hy vir my sê dat ek onbewus is? Ek weet dan ek's bewus. En na 2 weke se kwaad wees, het ek begin besef, hierdie was 'n swakheid in my lewe. Ek het gedink dit was 'n sterkpunt, ek het gedink dis iets wat ek van weet. En hoe meer ek daaroor begin dink, hoe meer het ek besef, maar hierdie is 'n swakheid. En wat ek begin doen het, is ek het dit omhels. Ek het begin vir myself sê, luister, jy is nie sterk in hierdie area nie, en dalk moet jy meer aandag gee aan dit. Iets gebeur, wanneer ons swakhede omhels. En Paulus skryf daaroor. In 2 Korintiërs 12 vers 9 en 10, as jy jou Bybel by jou het, maak hom oop, neem notas, hierdie is super belangrik. Paulus het 'n stryd gehad met iets in sy lewe, en hy het vir die Here gevra, Here, hierdie is 'n swakheid, hierdie is 'n ding wat in my lewe is, kan U dit asseblief wegvat? Hy sê inteendeel, hy het 3 keer vir die Here gevra, vat dit weg, en dan kom die Here met hierdie antwoord. Hy het egter vir my gesê, my genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenliking. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede spog, sodat die krag van Christus voortdurend deur my kan werk. Ek is dus tevrede met my swakhede, beledigings,
ontberings, vervolgings en benoudhede ter wille van Christus. Want wanneer ek swak is, juis dan is ek sterk. Man, wat 'n vers, wat 'n gedeelte. Paulus kom en hy ontbloot 'n leuen van die vyand wat sê, jy moet heeltyd sterk wees. En hoeveel keer is ons gebede soos Paulus sin? Here, hierdie swakheid, hierdie ding wat my laat swak lyk, my emosionele swakheid, my professionele swakheid, my voorsienende swakheid, my swakheid op verskillende plekke in my lewe. Here, kan U dit net kom wegvat? Kan U my sterk maak? En Paulus kom tot die beseffing en hy sê 'n paar goed. Hoor wat sê hy in daai vers. Hy sê, ek sal spog oor my swakhede. Hy sê, ek is tevrede met my swakhede. En dan sê hy, wanneer ek swak is, juis dan is ek sterk. Dis asof Paulus iets besef. Hy sê dat my krag is beperk, maar wanneer ek my swakheid in God se hand oorgee, wat dit ook al mag wees, dan kom hy en hy doen iets meer in my lewe. En is baie interessant, hierdie gedeelte, waar God hom oorspronklik antwoord en sê, my genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenliking. Daar's 'n paar spesifieke Griekse woorde wat hy gebruik. En ons kan hierdie Griekse woorde vat, want in die Griekse taal en die Hebreëse taal het 'n woord nie noodwendig net een betekenis nie. Dis 'n baie kleurvolle taal wat jy op ander maniere kan interpreteer. En ons gaan hierdie woorde vat. Hy het 5 spesifieke woorde wat hy gebruik en ek wil 'n ander betekenis vir jou aan hierdie vers sit. Want die vyand kom en hy wil vir jou sê jy moet heeltyd sterk wees. Maar wanneer jy heeltyd sterk is en jy raak moeg en jy voel soos 'n mislukking, is daar vir jou 'n antwoord. God sê, kom rus by my, kom sit jou vertroue in my, en jy sal sweef soos 'n arend. En hier's die woorde. Die eerste woord wat hy gebruik is charis, wanneer hy sê, my genade is te goed, of is genoeg vir jou. En een van die betekenisse, wat daai woord charis het, is goddelike invloed op jou hart. Ons vertaal hom as genade, maar hy praat ook van dis 'n goddelike invloed op jou hart. Dan gebruik hy 'n ander woord. Hy sê archeo. En dis 'n woord wat kan vertaal word. Hy sê presies genoeg. Presies genoeg. Dan sê hy 'n ander woord, dunamis, wat beteken God se wonderwerkende krag in jou lewe. En dan die vierde woord, teleitai, beteken om volledig te vervul. En dan die laaste woord, astheneia, praat van gebrokenheid. En hy gebruik hierdie woorde, en dan sê hy iets baie, baie mooi in hierdie belofte wat hy vir Paulus gee. Wanneer hy vir hom sê, my genade is genoeg vir jou, want dit is in jou swakheid, wat my krag vervul word, of tot verwesenliking kom in die vers wat ons gelees het. En hier is eintlik hoe ons hierdie taal, of hierdie sin kan verstaan, deur hierdie woorde te gebruik op 'n klein bietjie 'n ander manier. Dit kan sê, die Here se goddelike invloed is presies genoeg om jou daaglikse behoeftes te vul. Want sy wonderwerkende krag word volledig vervul in jou wanneer jy gebroken is voor hom. Sy wonderwerkende krag, sy genade is genoeg vir jou. Sy invloed op jou hart is genoeg vir jou wanneer jy in swakheid na hom toe kom. En die leuen wat die vyand vir ons probeer verkoop is, jy moet sterk wees. En ek wil jou vandag aanmoedig. Jy hoef nie heeltyd sterk te wees nie. Ja, daar's plekke waar jy 'n professionele verantwoordelikheid het en daar's plekke waar jy op 'n sekere manier moet optree. Ons almal verstaan dit. Maar hierdie leuen dat jy heeltyd moet sterk wees, jy moet heeltyd alles bymekaar hê. Jy moet heeltyd die een wees wat al die antwoorde het en geestelik sterk is en al die krag in die wêreld in jou lewe het. Dit maak ons moeg. Selfs jong manne sal moeg raak, sê die woord. Maar die Here sê, wanneer jy jou vertroue in my sit, dan gebeur die volgende. My goddelike invloed is presies genoeg om jou daaglikse behoeftes te vul. Want my wonderwerkende krag
word volledig vervul in jou wanneer jy gebroken is voor hom. So ek vra jou weer die vraag, wat se swakheid moet jy vandag omhels? Wat se swakheid moet jy erken in jou lewe en sê, in my geval, wel ek is toe nou nie bewus nie. Of vir waar jy trek in die jaar. Wat ek moet doen, en dalk jy moet doen, is om te sê, ek is moeg. Ek is moeg. Ek is moeg vir verskeie redes. Maar ek weet waar my krag vandaan kom. Paulus skryf in Efesiërs 6 vers 10. Hy sê ten slotte, vind krag in julle verbondenheid aan die Here. Ja, in die krag van sy sterkte. Hy is sterk genoeg om jou te hou, en in die plekke wat jy swak is, word sy krag ten volle bekendgestel deur jou lewe. Moenie toelaat dat die vyand 'n deel van jou identiteit steel, deur vir jou te sê jy moet die heeltyd sterk wees nie. Ons almal weet ons is nie heeltyd sterk nie. Maar vind jou krag in die Here. En so hier's 'n verklaring wat jy dalk vandag net saam met my kan sê. Die area wat jy kies, die plek wat jy weet jy in swak is, dalk is dit verhoudings, dalk is dit geestelik, dalk is dit by jou werk, dalk is dit in die lewe van jou kinders, dat jy net voel, ek kan nie meer nie. En kies daai area en dan sê jy, Here, in hierdie area is ek swak. Dankie dat U my help, want U goddelike invloed in my lewe is genoeg vir my. Die vyand wil jou lewe verwoes met leuns. God wil jou kom vrymaak deur die waarheid. En die Here daag net op in die plekke waar ons waarheid erken in ons lewens. Wat se waarheid moet jy erken oor jou lewe? Waar het jy nodig om jou swakheid te onthels en waar het jou krag dalk min geword? Ek weet, God is in staat om oorgenoeg in jou lewe te kom doen. Maar partymal is dit nodig dat ons vir die vyand sê, ek glo nie meer jou leuen dat ek altyd moet sterk wees nie, want my krag kom van die Here, nie uit myself uit nie. Gaan vind jou krag in die Here. En ek bid dat jy 'n nuwe energie sal beleef, soos wat God se goddelike invloed in jou lewe presies genoeg is, meer as genoeg is, wanneer jy na hom toe kom in gebrokenheid. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die een is wat ons sterk maak. U is die een by wie ons krag kry. U is die een dat wanneer ons vertroue in U sit, dat ons nie soos jong mense moeg raak nie, maar dat ons op arendsvlerke kan sweef saam met U. Here, U is die een wat vir ons lewe bring. En partymal is dit net nodig dat ons swakheid erken. Ek bid vandag dat soos wat ons erken waar ons swak is, die plekke waar ons nie noodwendig sterk is nie, dat ons sal voel hoe U genade ons volmaak, U goddelike invloed in ons lewens, ons 'n nuwe energie en 'n nuwe moed kom gee. Here, vir elkeen wat begin glo het, omdat hulle dalk moeg geraak het, dat hulle nie goed genoeg is nie, dat hulle nie die moeite werd is nie, dat hulle nooit dit gaan regkry wat hulle hoop voor nie. Vader, ek bid dat hulle daai leuen sal afsê, en dat U waarheid vandag daai leuen kom ontbloot. Hulle is genoeg. U het ons lief. U het 'n plan met ons lewens. Maar ons het nodig om ons krag by U te vind. Dankie Here, dat U nou werk en dat U Gees beweeg. En ek bid dit in Jesus naam. Amen.